From sorrow and turn my mourning into joy, so I won't fear what evil brings, for you are with me. You lay my anxious heart to rest when I am with you. I am home in the house of God. Yes, I'm home. I am home in the house of God. Yes, I'm home. I am home in the house of God. Yes, I'm home. I am home in the house of God. Yes, I'm home. Gemeente, baie welkom by vanoggend se erediens. Dit is 'n voorreg om in jou huis te kan kuier en om op hierdie besonderse manier saam om die woord van die Here te kan vergader. Net so 2 afkondigings, die dankoffer sal na die erediens wees, daar sal 'n snapscan tekentjie ook opkom, en dan vra ons dat julle die sosiale media asseblief sal dophou. Enige afkondigings of aktiwiteite sit ons op sosiale media, veral nuwe generasie ook. Nou gemeente, as 'n jaar begin soos 2021 en as ons 'n jaar soos 2020 gehad het, wonder ons partykeer hoe gaan ons hierdie jaar deurkom. En vanoggend lees ek vir ons 'n gedeelte uit Psalm 62 uit as 'n foto. Net by God vind ek rus, want op hom vertrou ek. Net hy is my rots en my redding, my veilige vesting, sodat ek stewig staan. Gemeente, mag hierdie woorde jou regtig dra in 2021. Die Here groet jou. Die Here wat genadig en barmhartig is, lankmoedig en vol liefde, wat ons sy geliefdes noem. Gemeente, ons gaan die Here loof deur nou 'n lied te sing, of as jy by die huis is en jy wil net na die woorde luister en na die lied luister, is u ook welkom. Eer aan die Vader wat alles gemaak het, eer aan die Seun, ons verlosser en vriend, eer aan die Gees wat ons lei in die waarheid, aan God drie-enig ons lof en ons lied. Eer aan God, die Heer van alle Here, woon ook in ons deur sy woord en sy Gees, gee ons die liefde, geloof en vertroue, om u gehoorsame kinders te wees. Maak ons so Heer u getroue getuies, dat ons met vreugde dit oral vertel. Christus oorwinnaar oor dood en oor chaos, hy ken ons nood, hy kom red en herstel. Eer aan God, die Heer van alle Here, woon ook in ons deur sy woord en sy Gees, gee ons die liefde, geloof en vertroue, om u gehoorsame kinders te wees. Heiland, aan u al ons dank
dank en aanbidding, het ons kom soek en van sonde gered. Deur u verdienste kom ek na die Vader, word ek sy kind en hoor my gebed. Here aan God, die Heer van alle Here, woon ook in ons deur sy woord en sy gees. Gee ons die liefde, geloof en vertroue om u gehoorsame kinders te wees. Gemeente, kom ons bid saam. Heer, baie dankie dat ons vandag hierdie voorreg het om so saam te kan kom. Heer, maak ons asseblief ontvanklik vir u woord. Heer, u ken die geheimnisse van ons hart. En ons wil so graag u wil uitleef, Heer, want daarin lê die volheid. Lei ons en wees nou by ons waar ook al ons is, Heer, om u boodskap regtig te hoor. Amen. Ek gaan vir so 'n oombliekie net vra dat die kinders bietjie vorentoe sit en ons gaan vandag kyk na 'n kort video wat net vir ons gaan verduidelik hoe om 'n Chinese vingerlokval te maak. Nou hierdie lokval, wat dit doen is dit, as jy en 'n ander maat of iemand anders hulle vinger aan al twee kante druk, dit lyk amper soos 'n slangetjie, dan vang hy jou amper en hoe meer jy wegtrek, hoe stywer word hierdie lokval, maar as jy ontspan en jy kom nader, dan los hy. En dit wys vir ons iets dat partykeer wanneer ons te veel stry en probeer wegtrek, dan hou iets ons stywer vas. Maar wanneer ons ontspan en nader kom, dan los hierdie dinge ons partykeer. So kyk vir so 'n oomblik na hierdie video, hy's nie baie lank nie. Gemeente, ons teksgedeelte vir vandag is Jona 3. Ons lees sommer die hele hoofstuk. Ek lees vir ons. Die woord van die Here het 'n tweede maal of 'n tweede keer tot Jona gekom. Maak klaar, gaan na die groot stad Ninive toe en spreek hom aan met die boodskap wat ek jou sal gee. Toe maak Jona klaar en gaan na Ninive toe soos die Here hom beveel het. Ninive was 'n baie groot stad. 'n Mens het 3 dae gevat om dit deur te stap. Jona het die stad ingegaan en 'n dag lank daar rondgestap en toe roep hy: "Nog net 40 dae en Ninive word verwoes." Die mense van Ninive het toe in God geglo en hulle het 'n dag aangekondig om te vas.
Groot en klein het rouklere aangetrek. Die berig het ook by die koning van Ninive uitgekom. Hy het van sy troon af opgestaan en sy koningsklere uitgetrek, rouklere aangetrek en op 'n ashoop gaan sit. Hy het in Ninive laat proklameer, die koning en sy raadgewers beveel dat mens en dier, grootvee en kleinvee aan niks mag proe nie, dat hulle niks mag eet nie en nie mag water drink nie. Mense en dier moet rouklere aan hê en die mense moet ernstig tot God roep en hulle van hulle verkeerde dade bekeer en berou hê oor die geweld wat hulle gepleeg het. Miskien sal God van plan verander en nie meer kwaad wees nie. Dan sal ons nie omkom nie. Toe God sien wat hulle doen en hoe hulle bekeer van hulle verkeerde dade, het hy afgesien van die ramp wat hy gesê het hy oor hulle sal bring. Hy het nie die ramp gestuur nie. Gemeente, wat 'n interessante gedeelte. Ek's mal oor die boek Jona. Die verhaal van Jona is bekend. Die Here roep Jona. Hy roep Jona om na die stad van Ninive toe te gaan met 'n boodskap. Nou Ninive was 'n Assiriese stad gewees. Dieselfde volk wat verantwoordelik was vir die Israeliete se val in die noorde. En wat ook die suidelike deel van Israel as 'n vasaalstaat laat voortbestaan het. Hulle moes swaar belasting betaal het. En die Assiriese mense was ook bekend vir hulle geweld en hulle propaganda. So as hulle 'n oorlog gewen het, dan sou hulle dit vir almal gewys het en veral vir die mense wat hulle oorwin het op 'n baie wrede manier. So ons kan verstaan hoekom Jona met 'n baie swaar gemoed hierdie boodskap aanhoor. Maar wat doen Jona? Hy kies om eerder die pad te vat. Hy kies om van die Here af te vlug. Die Here roep vir Jona, maar hy reageer nie op die Here se roep nie. Nou verder vertel die verhaal dat Jona deur 'n groot vis ingesluk word en eers in die maag van die vis besluit Jona dat hy na die Here se oproep sal luister. Daarna kry ons die gedeelte wat ons vandag gelees het. Om Jona se verhaal so eenvoudig op te som, beklemtoon vir ons sterk die kontras wat dit het met die ander gedeeltes wat ons in die teksroosters vind vir hierdie week. Soos Markus 1 vers 14 tot 20, waar Jesus op die see, by die see van Galilea loop en die koninkryk verkondig. Hy roep die disippels met die opdrag om te draai en te glo. In vers 15 sê hy, die tyd het aangebreek en die koninkryk van God het naby gekom. Bekeer julle en glo die evangelie. Onmiddellik reageer hierdie mans op Jesus. Markus gebruik sommer 2 keer hierdie woord in hierdie gedeelte. Onmiddellik. Nou hoe gebeur dit dat die disipel so vinnig op Jesus se roep reageer? Dit vat 3 hoofstukke vir Jona om regtig die Here se roep te hoor en dit te beantwoord. Vir hierdie manne slegs 4 verse. Die manne los hulle beroep, hulle sekerheid, hul families, om die Here te volg. En dit sonder dat die Here baie verduidelik het. Ek sou natuurlik so dag wou gehad het om daaroor te dink. En ek sou eers met 'n paar ander mense wou praat voordat ek so 'n groot besluit maak. Met die gevolg dat die Here 10 teen 1 al aangestap het na 'n volgende dorp toe. Nou dis 2 verhale wat praat van hoe die Here mense roep. Maar dit het 2 uiteenlopende reaksies wat dit ook vir ons uitbeeld. Die verhale wys baie belangrik ook die verskillende gevolge van hierdie reaksies. Die disippels ervaar die Messias. Hulle kry die geleentheid om die Here in lewende lywe te sien, om by hom te leer, om saam met hom te eet. Jona se reaksie is een waar hy wegdraai van die Here af. En dit bring afstand en spasie en verwydering. Hy mis die geleentheid om die wonder van die Here te aanskou. Nou in ons teksgedeelte word die verskillende reaksies nog verder beklemtoon. Want Jona gaan na hierdie mense toe en in plaas daarvan dat hy vir hulle vertel hoe goed die Here is,
dat net hy redding kan bring, kom hy en hy gee eintlik 'n baie kort boodskap. Hy spreek eintlik 'n oordeel uit wanneer hy sê, nog net 40 dae en Ninive word verwoes. Dis nie die mees inspirerendste boodskap nie. Jona probeer eintlik glad nie hard om hierdie mense te oortuig om te verander nie. Dis asof hy nie omgee nie. En hy bring net 'n slegte, verdoemende boodskap. Dalk was dit sy manier om bietjie tough love te demonstreer. Ons sal nie weet nie. Maar die reaksie op hierdie kort boodskap is merkwaardig. Die wrede volk besluit baie gou om eerder berou te toon. Hulle gaan so ver om te sê dat tot die diere rouklere moet aantrek en nie mag eet nie en nie mag water drink nie. En die mense begin in die Here glo. Die gedeelte sê die mense van Ninive het toe in God geglo en hulle het 'n dag aangekondig om te vas. Groot en klein het rouklere aangetrek. Hulle het omgekeer en geglo. Baie soos wat Jesus van die disippels vra wanneer hy hulle ook roep. Hulle het nie eers al die alternatiewe probeer oorweeg of probeer stry nie. Hulle het dadelik, onmiddellik berou getoon. Nou Jona moet in ekstase wees, of so sou ons verwag. Hy is die beste, suksesvolste profeet nog ooit. Hy het met hierdie klein, kort boodskap het hy 'n hele volk help draai weer na die Here toe. Maar Jona sien nie die wonder raak nie. Hy het nie waardering vir die Here se genade nie. En ons sien later in die volgende hoofstuk dat hy eintlik kwaad is vir die Here dat hy hierdie mense gespaar het. Hy beskuldig die Here van die volgende: Ek het geweet, U is 'n genadige en barmhartige God, lankmoedig en vol liefde. U sien maklik af van die straf wat U aangekondig het. Die Here se oordeel is nie soos Jona se nie. Sy genade werk anders. En verskeie male soos wat ons verder lees, sien ons dat Jona aanhou kies vir die donker in plaas van die lig. Hy sê sommer vir die Here dat hy nou eerder maar kan doodgaan, want dit is beter as om te leef. Hy sien nie meer die verwondering in die wêreld raak nie, maar eerder kyk hy na alles met 'n teneergedruktheid. Gemeente, dit kan gebeur dat ons na Jona kyk en hom veroordeel. Eintlik sê maar hy mis die punt. Sy verhaal wat in die Bybel opgeskryf is eintlik vir hom vernederend. Hy is verseker nie een van die beste heiliges waarvan daar geskryf word nie. Maar gemeente, gebeur dit nie partykeer dat ons ook met Jona kan identifiseer nie. Dat ons wil ophou probeer en net wegvlug. Want partykeer is dit moeiliker om die mooi raak te sien, om altyd die beter mens te wees, eerder as om net op te gee. Nie meer te probeer nie. Ons hoor die goeie verhale, die onsaglike, mooi boodskap van ons wat die geliefdes van God is, maar ons sukkel om hierdie dinge regtig aan te gryp, dit regtig te begryp en dit te glo. Ons sukkel om die wonder te sien, want daar was net al soveel keer en tye waar ons eerder gewaarsku was om te kyk vir die gevaar in plaas van die verwondering. Tye waar mense seer kry, omstandighede ons onkant gevang het. Soms voel hierdie dinge wat ons leer vir ons ver verwyder van realiteit. Soms maak dit nie eers vir ons sin nie. Soms lyk dit baie onprakties. Soms wil ons hê dat daar eerder net tog wraak geneem moet word, want dan kan ons beter voel. Maar die Bybel is wonderlik. Heilig aan mekaar gesit, juis met verhale soos hierdie, met karakters soos Jona, wat die Bybel eg en eerlik maak. En dit laat my dink aan 'n sepie, of eerder, as mens dit so kan sê, 'n series. Ek en my man kyk die laaste ruk, die series The Crown, en in die 3de seisoen was daar 'n briljante episode.
Ek dink tog baie van hierdie opnames is meer spekulasie as wat dit die presiese waarheid is, maar hierdie episode het tog vir my iets beteken. Dit begin met Prins Philip wat eintlik die hele tyd die koning vra hoekom wil sy kerk toe gaan? Wat beteken die kerk vra? En hy gaan so sleepvoet saam met haar en hy begin die nut en die waarde van geloof bevraagteken. Hy raak frustreerd met ander mense se tevredenheid oor hierdie moeilike vrae of hulle mooi antwoorde. Hy gaan so ver as om by 'n groep priesters te sit en hulle af te jak omdat hulle te min noemenswaarde of ekstravagante dinge doen. Hulle is nie in pas met die res van die wêreld en die manier waarop die wêreld funksioneer nie. Mense soek resultate en volgens hom gee hulle nie resultate nie. Hy vergelyk hulle met die 3 ruimtevaarders wat die eerste keer op die maan geland het. Dit is 'n prestasie, dit is vordering en ontwikkeling. Daardie 3 mans op die maan weet sekerlik waaroor die lewe gaan. Hulle laat dinge gebeur. Hulle help die mensdom. Maar later, nadat hy die ruimtevaardigers ontmoet het, besef hy dat hulle eintlik net hulle werk gedoen het. Hulle het nie antwoorde op sy eksistensiële vrae nie. Hulle kan nie vir ons die misterie van die lewe verklaar nie, al is hulle van die min mense wat 'n baie besonderse perspektief op die aarde het. Hy besef vinnig dat hulle is eintlik maar net mense, ongemaklik met al sy moeilike lewensvrae. Inteendeel, toe hulle in die ruimte was hulle so haastig om hierdie werk klaar te kry, dat hulle baie keer nie eers buitekant toe gekyk het nie. Nie eers die mooi uitsig van die aarde waardeer het nie. Hulle wou eintlik so vinnig as moontlik weer die reis begin aarde toe, terugkeer. Nou, teleurgesteld het Prins Philip besef dat die mensdom se prestasies en ontwikkeling nie die moeilike vrae van die lewe oplos nie. Om iets baie groot te bereik, het nie hierdie mans immuun gemaak teen die wêreld se verskillende magte nie. En hy gaan terug na die priesters toe, eintlik baie nederig, en hy sê die volgende woorde. There wasn't a specific moment when it started. It's been more a gradual thing, a drip, drip, drip of doubt, disaffection, disease, discomfort. My mother died recently. She saw that something was amiss. It's a good word, that amiss. She saw that something was missing in her youngest child, her only son. Faith. How's your faith? She asked me. I'm here to admit to you that I've lost it, and without it, what is there? The loneliness and emptiness and anticlimax of going all that way to the moon to find nothing but haunting desolation, ghostly silence, gloom. That is what faithlessness is, as opposed to finding wonder, ecstasy, the miracle of divine creation, God's design and purpose. Het Jona ook, soos hierdie prins, iets extravagant verwag? As die Here hierdie stad verwoes het, sou geen ander volk weer met die Here se mense gesukkel het nie. Al die gevoelens van wraak wat hy teen hierdie mense het, sou uiteindelik gestil word. Dit sou vir Jona baie beter gewees het. Hy gee nie om oor die duisende mense en diere wat sou vergaan nie. Dit sou vir Jona beter gewees het. Nou, Michael Lenner het 'n boek geskryf, The Politics of Meaning. En in hierdie boek meen hy dat mense dikwels hulle diepste waardes van medelee en omgee en gemeenskap sal verruil, sal prys gee wanneer dit in die regte wêreld as onprakties voorkom. En dan in die plek van hierdie waardes word die sisteemse waardes aangeneem. Waardes van selfsug, materialisme,
dit word dan die norm. Dit gebeur interessant genoeg wanneer dit vir ons lyk wanneer hierdie waardes, hierdie groot ideale buite ons bereik is. Dan skik ons vir waardes wat eerder saam met die stroom beweeg, wat eerder effortloos is. Nou die waardes speel natuurlik 'n baie groot rol in ons lewens. En hoe meer ons dit toelaat om ons gedrag en ons begeertes te bepaal, beweeg ons al verder weg van ons diepste waardes, ons roeping. Hierdie hoofstroomwaardes troos ons dan met hierdie skyngeluk, 'n valse versekering dat al kan ons nie die gemeenskap 'n beter plek maak nie, al kan ons nie goeie verhoudings hê nie, of al kan ons nie iemand help nie, is dit eintlik oukei. Want al wat belangrik is dat ons na ons eie geluk moet kyk. Dit is beter so, want al hierdie ander dinge is eintlik onnodig. Solank my behoeftes en begeertes bevredig word, is dit eintlik reg. Nou ironies genoeg gee hierdie aanslag ons minder vryheid, minder beheer. Selfsug en materialisme ondermyn die gemeenskap en maak dit vir ons moeiliker om hierdie dieper, vol lewe, vol verwondering te kan leef. Dit plaas ons weg van ons, al hoe verder weg van ons bestaansrede, ons roeping as gelowiges. Jona se manier lyk aanvanklik makliker, maar dis sy manier. Dis anderster as die Here se koninkryk. En die verhaal eindig waar die Here en Jona nog steeds stry, waar die Here steeds probeer om vir Jona 'n groter prentjie van sy liefde en genade te probeer wys. Dit sou dalk makliker gewees het of meer prakties gewees het as die Here die stad net verwoes het. Die wrede mense, die slegte volk net laat verdwyn het. Maar die Here kom en herinner vir Jona dat dit sy skepping is en dat sy liefde vir sy skepping bo Jona se begrip is. Of Jona dit in die einde ter harte neem of nie, sal ons nooit weet nie. Die Here kom en hy roep ons. Hy roep ons om ons naaste lief te hê. Om vir die hongermense kos te gee. Om die haweloses te huisves. Om ons vyande lief te hê. Die Here vra dat liefde en barmhartigheid en genade en lankmoedigheid die waardes moet wees waarmee ons leef. Dit is dalk nie die mees praktiese manier om te leef nie. Dit is verseker nie die minste moeite nie. Maar dit maak dit moontlik vir die koninkryk van die Here om reeds nou op die aarde te kan 'n werklikheid word. Wanneer die Here ons roep, aanvaar ons die Here se roep, onmiddellik. Of probeer ons eers wegvlug, dalk 'n ander roete neem wat vir ons meer sin maak. 'n makliker manier waar ons dalk eerder kan oordeel en besluit wat gebeur met mense, waar ons in beheer is. Vir moeilike konsepte wat ons nie altyd kan verstaan soos genade, eerder agtergelaat word. En ons eerder dit oorhandig aan die sisteem om te besluit wie verdien wat. Of dalk waar ons net ons eie genot kan najaag. Die volheid van die lewe, die verwondering, die goddelike skepping en doel lê slegs by die Here. Die goeie nuus, die koninkryk van die Here, wat hier is, wat nou is, wat ons net deur hom kan ervaar. Ek sluit af met 'n gedig van Sheila Cousins, wat sê, die sagte sprong, dit kom wanneer dit nie verwag word nie. 'n aanraking van verstand, lig soos 'n veer, vlugtig maar presies.
En jy dink as sy ligtheid so is, so potent, dat die aandag nog lank daarna die indruk behou, hoe meer moet sy vasvat wees. Dit kom wanneer dit nie verwag word nie. Iets wat die bewussyn tot in die lewe tref. Iets soos 'n sagte sprong, vreugde, verbasing, vreugde, herkenning. Hoe moet u vasvat wees? Gemeente, kom ons bid saam. Ek lees vir ons 'n gedig van Augustinus. Ewige God, lig van die verstand wat u erken, lewe van die hart wat u liefhet, krag van die wat u wil dien. Help ons om u so te ken, dat ons u waarlik sal lief hê, en so lief te hê, dat ons u waarlik sal dien. U is die enigste in wie se diens ons waarlik vry is. Amen. Gemeente, ons luister dan nou na ons slotlied wat gesing word deur Marina. Gemeente, ek lees vir ons die Fransiskaanse seën. Mag die Here jou seën met ongemak oor maklike antwoorde, halwe waarhede en oppervlakkige verhoudings, sodat jy uit die diepte van jou hart kan leef. Mag die Here jou seën met woede oor onreg, onderdrukking en uitbuiting van mense, sodat jy kan werk vir geregtigheid, vryheid en vrede. Mag die Here jou seën met trane om te stort vir mense wat pyn, verwerping, honger en oorlog ervaar, sodat jy 'n hand kan uitreik en hulle pyn in blydskap kan verander. En mag God jou seën met genoeg dwaasheid om te glo dat jy werklik 'n verskil kan maak in hierdie wêreld, sodat jy dinge sal kan doen wat ander mense dink nie gedoen kan word nie. Amen.